2 Kronieke, hoofstuk 7, ons gaan vers 4 en vers 5 lees. Nou, hierdie gedeelte gaan oor die toewyding, die inlywing van die tempel. Salomo het die tempel gebou, en gaan lees bietjie van hoofstuk 4 af, die hele gedeelte, en dan sien jy die sketse van die tempel, jy hoor hoe die tempel beskryf word, dit is ongelooflik. Mens kan nie indink dat hulle soveel jaar terug so gebou het nie. En alles is afgehandel, Salomo het gebou, en nou word die tempel toegewy aan die Here. En hierdie is deel van die toewyding. Die koning en die hele volk het vir die Here offerandes gebring. Dit is so mooi, die hele volk saam met die koning. Koning Salomo het 22.000 beeste. Hoor mooi, 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geoffer. Ongelooflik baie. So het die koning en die hele volk die tempel van God ingewy. Ongelooflik. Hoekom was dit vir hulle so 'n groot ding? Hoekom het hulle sulke offers gebring? Onthou, wat was die tempel? Die tempel was die teenwoordigheid van die Here. Die ark was binne die tempel. En daar waar die ark was, bo die ark, was die sigbare teenwoordigheid van die Here, die allerheiligste gedeelte. Daar was 'n dik gordyn wat die allerheiligste van die heiligste geskei het. Hulle het hulle offers gebring. Hulle het diere gebring om in te staan vir hulle wat gesondig het, die Israeliete. En hulle het weggegaan en die Here het gesê, maar julle sondes is vergewe. God was daar teenwoordig, so as jy tot God genader het, het jy tempel toe gegaan, jy het jou offers gebring. Lofoffers, dankoffers, sondeoffers, want die Here was daar. Ek wil graag net terugspring gou na vers 1 toe. Net voor hierdie gebeurtenisse het Salomo 'n wonderlike gebed gegee. En gaan lees daai gebed in 2 Kronieke hoofstuk 6, maar hoofstuk 7 vers 1. Toe Salomo klaar gebid het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en die ander diereoffers verteer. Hoor hier, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul. Wow! Dink net, jy was daar, en jy het dit gesien, jy het dit beleef, die Here is hier. Dan kan mens verstaan dat hulle hierdie offers gebring het. So baie offers. Hoe groot is die Here? Want ons bring dit alles om hierdie tempel aan hom toe te wy, sodat ons hom daar kan nader, dat ons hom kan soek. So het die volk hulle self toegewy aan God. Wat beteken toewy? Toewy is om met jou hele hart jou vir die Here te gee. Met jou hele hart gee jy jouself aan die Here. Nie net met jou hele hart nie, ook met al jou entoesiasme. Met al jou entoesiasme gee jy jouself vir die Here. En in aanhoudende diens gee jy jouself aan die Here. En so het Israel gekom en hulle self toegewy aan die Here, terwyl hulle die tempel toegewy het aan die Here. En hou dit in gedagte, want die vraag wat ons nou gaan vra is, wat is ons situasie nou? Die tempel bestaan nie meer nie, hy's platgevee, daar's 'n muur, daar's nog net een muur in Jerusalem, maar die res van die tempel is weg. So hoe kan ons nou tot God nader? Hoe gaan ons self nou aan hom toewy? Ons praat, dit is ons toewydingsdiens. Hoe gaan ons onsself aan hom toewy? Wat gaan ons doen? Kan ons iets doen? Kan ons onsself toch toewy? Want daar's nie meer 'n tempel nie. Wat is ons situasie? Ons situasie word duidelik gemaak in Efesiërs 2 van vers 20 af. Hoor nou mooi, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Die tempel in Jerusalem, lank gelede, vandag nou, julle is die gebou. Ons is die gebou.
Maar kan ons sê, ons is die gebou? Paulus praat daar met die Efesiërs. Julle is die gebou. Is ons vandag die gebou? Is ons die tempel van die Here? Is jy deel van die tempel van die Here, soos jy vanmôre hierso sit? Efesiërs 1, vers 2 sê, die wat in God glo, en die wat deur Jesus gered is. En dit is die julle. So as jy vanmôre in God glo, as jy glo hy is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, as jy glo dat Jesus jou vrygemaak het, soos ons gelees het, hy het sy liggaam gegee, hy het sy bloed gegee. As jy dit glo, dan het hierdie verse betrekking op jou. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, die Ou Testament en die Nuwe Testament, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. Dis wie jy is. Jy is deel van die heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie ongelooflik nie? Ons dink aan die tempel wat hulle moes beleef het. Hier kom vuur uit die lig, dit brand die offers. Ons is nou die tempel. Elkeen individueel, die Heilige Gees woon in jou. Ons as gemeente is nou die tempel waarin God woon. Daar staan dit. As jy daaraan twyfel, daar staan dit. Dit is ons. Dit is jy. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Daar sê dit in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Die Heilige Gees woon in jou. God woon in jou. Jy's deel in sy teenwoordigheid. Jy deel daarin. En as 'n gemeente is ons saam die tempel, die groter tempel. Nou, maak dit jou opgewonde vir hierdie jaar wat voorlê? Ja, seker. Hoor wie is ons? Hoor, wat is ons situasie? Wat is ons omstandighede? Dit is nou vasgestel. Dit is wie ons is. Ons is die tempel van God. Nou vanuit die tempel van God, dieselfde wat die Israeliete gedoen het. Kom ons wy onsself toe aan die Here. Hoe kan ons onsself toewy? Onthou, ons is die tempel. Hulle het tot God genader. Met alles het hulle tot God genader. Ons is nou die tempel. En nou moet ons dieselfde doen. Ons moet tot God nader. Here, U woon in my. Here, U woon in ons as 'n gemeente. U is nou hier teenwoordig. Hoe kan jy jouself toewy aan die Here? Ek het 3 punte daar. Die eerste een is gee jouself. Dit klink so eenvoudig. Gee jouself. Die tweede een, aanbid die Here. Nie net ja, ek glo in hom nie, maar aanbid hom. Buig vir hom, dien hom. En dan die derde een is bid. Bid en voorbiding. En ons gaan deur al 3 hierdie gaan en ons gaan kyk maar hoe pas ons dit toe in hierdie jaar as 'n gemeente. So kom ons gaan kyk na die eerste een, gee jouself. Salomo en sy offers wat hy vir God gebring het, soos ek nou nog sê, omtrent 500 miljoen rand se offers het die koning gebring. Net die koning, dan het die volk ook nog gebring. Wat kan ons gee? Kan ons soveel offers bring? 500 miljoen. Wat kan jy bring? Wat is die offer wat jy kan bring? Psalm 51 vers 18 en vers 19 sê dit vir ons duidelik. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. So dit gaan nie meer oor die offer wat ek na die tempel toe moet bring nie. Want dinge het verander, die tempel bestaan nie meer nie. Ons is nou die tempel. So wat moet ek doen? Wat kan ek doen? Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Ek kom by die punt wat ek myself oorgee. Dit gaan nie meer oor myself nie, dit gaan oor my Here. Wat U vra, dit is wat ek sal doen. Ek wy myself toe aan die Here. Ek wy myself toe aan die Here. En dit is my begeerte.
So is jy bereid om dit vandag te doen, om jouself toe te wy aan die Here. Dit is nie 'n ligtelike ding van ja, kom ons doen dit en ons kry dit af. Dit is kom ons gaan kyk die punte van ootmoed. Ek gee myself aan die Here. Wat beteken dit om myself aan die Here te gee? Met my hele hart. Nou die hart is maar die bewys van ons bestaan. Die hart is maar die middelpunt van wie ek is. Dis jou lewe. Dis wie jy is. En as ek sê maar ek gee myself met my hele hart aan die Here, dan Here, ek gaan niks terughou nie. Niks is, noem ek meer my eie nie. Dit is alles behoort aan U. Ek behoort aan U met alles en so sal ek U dien. Nee Here, Sondag is U dag, dis reg, Sondag is U dag, maar die res van die week lewe ek soos ek wil. Of Here, ek stry met U oor die woord. Ek aanvaar nie dit nie en ek aanvaar nie dit nie en ek aanvaar nie daai vers nie, maar die res is reg, Here, nee, met my hele hart. Ek gaan staan voor God in nederigheid en sê, Here, ek kan niks bring nie, maar ek gee myself. Ek gee my hele hart aan U. Dis die eerste een, met my hele hart. Die tweede een is, met al my entoesiasme. Met alle entoesiasme. Here, ek sal myself aan U wy, as ek tyd het, as ek krag het, as ek nie te moedeloos is nie, of as ek nie meer antwoord het nie, maar Here, ek sal probeer, nee, Here, ek sal U dien, met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, en met al my krag. Dis wat Jesus sê, dis wat hy van ons vra, en so moet ek hom dien, met alle entoesiasme, of dit nou uitdagende tye is, of goeie tye, harde werk, of nie so harde werk nie, hierdie vreemdheid van 'n nuwe wêreld wat vir my oopgaan. Here, hoe gaan ek U dien? Met al my entoesiasme. Ek wy myself toe aan U. En dit is 'n besluit wat ons moet neem. Here, ek sien U Sondag. Elke dag, elke oomblik dien ek die Here, wy ek myself aan hom toe. En dan die laaste een, aanhoudende diens. Aanhoudend. Sondag na Sondag, Maandag na Maandag, Dinsdag na Dinsdag, elke liewe dag dien ek die Here. Stel ek hom eerste, jaag ek hom na, doen ek wat hy van my vra. Want hy is my God. Kan jy jouself so toewy aan die Here vandag? Met my hele hart, met alle entoesiasme en in aanhoudende diens. Romeine 12 vers 1 sê vir ons hoe ons onsself moet gee. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer. Hoor, hoe sien God jou? Heilig, klaar, deur Christus. My reaksie, ek gee myself aan U Here. Wat U vra, dis wat ek sal doen. En dit bring ons by die eerste punt, wat gaan ek nou doen? Wat gaan ek nou doen? Is ek bereid om myself te gee aan die Here? Is ek bereid om myself te gee aan die Here? Soos ons gesien het, my hele hart, met al entoesiasme en in aanhoudende diens. Is jy bereid om dit te doen? Om jouself so toe te wy aan die Here. Ek gaan tyd van stil gebed gee. En daar is die punte. Sê Here, ek kom voor U vandag en ek gee myself aan U. Ek wy myself toe. Here, ek wy myself, my gesin, my werk, my plaas, my besigheid, my toekoms, alles. Here, alles wy ek aan U toe. U is die Here. Met my hele hart. En Here, so gaan ek U dien met al entoesiasme. In aanhoudende diens, so gaan ek U dien. Here, ek kom en ek gee myself vir U. Kom ons bid. Net daar waar jy sit, bid saggies. Vra Jesus, ek wil so lewe. Jesus, by die skool wil ek vir U lewe. Jesus, waar ek gaan, wil ek net alles vir U doen. Want U is my Here. Kom ons wy onsself toe aan die Here. Kom ons bid saam.
Amen. Wat volg op toewyding? Wat is die volgende tree wat ons moet gee? Israel het hulle self toegewy aan die Here, en wat het hulle toegedoen? Die priesters en die leviete was daar by mekaar, en hulle het 'n lied van Dawid gesing. Dit is ongelooflik. Dit gaan nie net oor, ek gee myself vir die Here nie, dit gaan oor, ek bring lof aan die Here. Ek maak sy naam groot, ek verheerlik hom. En as ons gaan kyk na Openbaring, toe sing hulle 'n nuwe lied. Dit is in die hemel, dis die prentjie wat Johannes gesing het in die hemel, en die lied was: U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. 'n nuwe lied. 'n nuwe lied is iets een nuwe lied wat geskryf is oor 'n nuwe gebeurtenis. Dis nie 'n ou lied wat deur die eeue kom nie, dis 'n nuwe lied, want die lam, Jesus, is geslag, en hy bring lewe, en daarom sing hulle 'n nuwe lied. Toe ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge groot menigte engele sien, kyk nou na hierdie prentjie, nee. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard oor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en lof te ontvang. Jesus wat gesterf het, die prentjie in die hemel, op hierdie oomblik, is dit. Duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. 'n groot menigte engele, saam met die ouderlinge. Die ouderlinge is die kerk, hulle verteenwoordig die kerk. Saam met die lewende wesens, die skepping. Alles bring lof aan Jesus. Hoekom? Want hy het ons syne gemaak. Hy het jou deel van die kerk gemaak. Hy het jou sy tempel gemaak. Hy het jou gesin gevat en julle deel van die kerk gemaak. Boustene van die kerk. En nou is ons deel daarvan. Ons is deel van daai gebeurtenis. Sien jy jouself in hierdie groot prentjie? Dis nie iets wat een kan staan nie. Dis ons realiteit nou. Die oorwinnende Christus. Hy is in die hemel. Hy is in beheer. Hy hou alles in stand. Hy hou jou in stand. Jy het nou na hom toe gekom en sê, Here, ek wy myself aan U toe. En as ons stil raak en ons begin besef, wie is hy, wat het hy gedoen? Dan hierdie oproep om te loof en te prys. Die 4 lewende wesens het gesê amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Die kerk het voor God gebuig. Eers hierdie lof aan die Here. Hoe wonderbaarlik is hy? Nou dink hoe wonderbaarlik is die Here vir jou. Wat het hy al vir jou gedoen? Hoe lank terug het hy sy lewe vir jou neergelê? Het hy jou vrygespreek? Het hy jou sonde op hom geneem? Maak hy jou nuut? Maak hy jou kind van God? Bring hy jou in die koninkryk van die Here in? Soos met daai tempel, toe hulle gesê het, maar die teenwoordigheid van die Here is hier. Toe daai vuur die offers gebrand het, wat uit die hemel uitgekom het. Toe sê hulle, maar die Here is hier. En nou kan ons sê, die Here is hier, hy woon in ons. Die Here is hier in die gemeente. Ons is sy bruid, ons is sy liggaam. En daarom hierdie reaksie, ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof, herken julle dit? Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek het myself nou gegee met alles. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil sy heilige naam loof. Dis Psalm 103, ons lees dit altyd by die nagmaal. Daai reaksie van, wow, kyk wat het die Here gedoen. Hy het homself gegee. En nou as toewyding, kom ons bring lof aan God. Kom ons eer hom. Kom ons maak sy naam groot. Sê hoe wonderbaarlik is U Here. Ons gaan luister na Psalm 103 wat Louis Brits gaan sing. Hy sing hom net so uit die Bybel uit. Julle gaan die woorde dadelik herken, die frases net so uit die Bybel uit. Jy kan as jou Bybel oop het, blaai na Psalm 103. Maar met hierdie lied, daar waar jy sit, sê net, Here,
Ek loof U en ek prys U. Want kyk wat het U gedoen. Kyk hoe wonderbaarlik is U. Here, ek het myself aan U toegewy, U het my aanvaar. U is my God. Ek kan na hierdie jaar kyk en weet, maar die Here sal by my wees. So kom ons luister hierdie lied. Maak dit 'n tyd van gebed. Here, so wil ek U prys. Here, hiervoor sê ek dankie. So ek het myself gegee, ek het my toegewy aan die Here, en dan hierdie reaksie, ek loof hom en ek prys hom oor sy goedheid en sy guns. Gaan lees weer Psalm 103 by die huis, gaan kyk, wat het die Here vir jou gedoen? Wat beloof hy om elke dag vir jou te doen? En sê, Here, so sal ek U loof en prys, so sal ek vir U lewe. En dan kom ons nou by die derde punt, en dit is gebed. Ons afhanklikheid van die Here. Ons kan nie uit ons eie uit dit reg kry nie. Ek gee my aan die Here, ek wil hom loof en prys, ek wil hom dien, ek wil, maar waar kom my krag vandaan? Waar kom my wysheid vandaan? Uit gebed uit. En dis 2 fokuspunte. Die eerste is die gemeente. Waarvoor moet ons hierdie jaar bid vir hierdie gemeente? En dan die tweede een, hoe gaan ek vir myself bid? Waarvoor gaan ek vir myself bid? Om terug te gaan na die gemeente, wat is die beplanning vir hierdie jaar? Ons gaan die jaarprogram, so die hoofpunte van die jaarprogram, so vinnig gou deurhardloop. En dan, as ons klaar is, dan bid ons dit. Here, ons bring die jaar vir Bultfontein Oos voor U. Alles wat ons beplan, alles wat ons wil doen, bring ons voor U. Laat U verheerlik sal word. Laat U naam groot gemaak sal word. Laat ons U koninkryk sal uitbrei. Here, laat U tevrede sal wees. Laat U sal antwoord soos met vuur wat uit die lug uitkom. Want ons dien die Here. Ons het onsself as gemeente toegewy aan hom. So kom ons kyk na die hoofpunte en dra dit op aan die Here. As jy betrokke is by iets, bid daarvoor, Here, asseblief. Seën ons in dit wat U van ons vra. Kom ons dra hierdie jaar wat voorlê as 'n gemeente aan die Here op. Here, gebruik ons vir U eer, gebruik ons vir U koninkryk. Here, hier is ons plan, wys ons hoe ons dit kan uitbrei. Hier is maar die hooftrekke. Daar is nog baie kleiner goed wat gebeur. Maar kom ons dra dit op aan die Here en sê, Here, seën ons hierdie jaar. Dat ons toewyding aan U kan uitleef, sodat U verheerlik sal word, sodat ons U kan dien. Kom ons bid dit tot die Here. Ons grote God en ons hemelse Vader, ons staan voor U, ons Here, en ons aanbid U. En Here, ons bring ons gemeente en ons gemeenteaktiwiteite hierdie jaar voor U. En ons vra dat U ons sal lei in dit, sodat ons U naam sal verheerlik in elke aspek daarvan. Here, waar U ons wil gebruik, gee ons die krag om dit te kan gaan doen. Gee ons die gehoorsaamheid om te reageer op U roepstem. Here, waar ons U woord verkondig, waar ons U woord uitleef, waar ons beplanning doen, wat U ook al van ons vra, waar ons besig is met U werke, met die werke van U kerk, lei ons, geef ons wysheid, geef ons insig, wees ons genadig, Heer, lei ons deur die Heilige Gees, sodat ons as 'n gemeente nie net onsself kan toewy aan U nie, maar U kan verheerlik, U kan dien en U kan eer. U is wonderbaarlik en U is genadig. Here, seën ons in hierdie jaar tot eer van U naam. Amen. Dit was nou die groter prentjie. Die kleiner prentjie is jy as die tempel van die Here. As julle as gesinne of as families naby mekaar sit, vat hande, al is ons is deel van die liggaam van Christus en kom ons bid vir mekaar. Here, help my heel eerste om U te dien. Maar Here, help ons as 'n gemeente, help my familie, help my gesin, sodat ons hierdie jaar U sal dien. Kom ons vat hande, kom ons bid saam, dat die Here ons sal seën
soos ons om hierdie jaar gaan dien. Kom ons vat hande saam, julle as gesinne, as families, familie in Christus, ons is dit almal, kom ons vat hande, kom ons bid vir onsself, kom ons bid vir mekaar, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, U hoor ons gebede, U hoor elke versigtiging van ons harte. Here, ons het onsself toegewy aan U, elkeen persoonlik. As 'n gemeente het ons self toegewy aan U. Here, ons bid nou dat U ons in hierdie jaar die krag sal gee, die leiding sal gee, die wysheid sal gee, die motivering, die ontferming. Here, laat U hierdie jaar die middelpunt sal wees van ons lewens, sodat ons U kan dien. Want ons is toegewy aan U, ons behoort aan U. Help ons hierdie jaar om so te lewe. Asseblief, Here. Here, ons bid vir die huisgesinne. Maak ons as huisgesinne sterk in U. Dat ons saam die Here sal dien. Maar ook, Here, ons weier gemeenskap, die gemeenskap van die gelowiges, broers en susters in Christus. Ons bid vir mekaar. Ag, Here, lei ons. Here, bewaar ons van die bose. Hou ons veilig in U hande, rig ons op U pad. Seën ons, Here, sodat ons kan lewe voluit vir U. Want U is ons Here. Dankie dat U ons gebede hoor. Dankie dat U antwoord. Here, ons prys U groote naam. Amen. Ek wil vir ons afsluit met Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4 en vers 5. Ons finale fokus. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Hoor dit vanmôre. Hoor dit mooi. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Dis hom aan wie ons behoort. Dis aan hom wie ons onsself toegewy het. Hy is ons Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Mag hierdie ons fokus wees vir hierdie jaar. Die Here is ons God, hy is die enigste Here en daarom sal ons hom lief hê met ons hart, met ons siel en met al ons krag. Mag dit so wees in jou lewe hierdie jaar, mag dit so wees in ons as gemeente hierdie jaar, dat ons so sal lewe vir die Here, dat hy sal lei, dat hy ons sal lei en sal seën tot eer van sy naam. Ons kan net sê, Amen. Here, laat dit so wees. Amen.